Markus vat ons verder saam op hierdie avontuurlike reis in die begin van Jesus se bediening. En ons het die voorreg om te sien hoe dat hy 'n hele aantal van sy volgelinge op hulle naam geroep het om hom voltyds te volg. Daar was baie meer as net die 12 disippels en die aantal vroue wat Jesus gevolg het. Maar die evangelieskrywers doen moeite om ons deeglik in te lig van die roeping van die meeste van hierdie 12 wat Jesus later as sy apostels of sy gestuurdes aangewys het. In Markus het ons gelees dat Jesus die 4 vissermanne eerste geroep het om hom te volg. Eers vir Simon en sy broer Andreas, vir wie hy daar in hoofstuk 1 vers 17 gesê het, "Volg my en ek sal julle vissers van mense laat word." En direk daarna het hy ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, geroep. Daarna was Jesus op 'n bedieningsreis en nou in Markus 2 van die roeping van sy 5de disipel, naamlik Levi, die tollenaar. Markus en Lukas noem hom Levi, Markus noem hom ook Levi, die seun van Alfeus, maar in Matteus 9 vers 9 leer ons hom ken as Matteus. En net so terloops onthou dat Jesus in Lukas 19 met nog 'n tollenaar kennis gemaak het, naamlik Saggeus, 'n hooftollenaar, en ook by hom 'n heerlike ete aan huis gehad het. Maar nou hier in die begin is Jesus nog besig om vir hom disippels bymekaar te maak en hulle bestaan uit gewone landsburgers, nie hooggeleerde fariseërs of hooggeplaaste Joodse leiers nie, gewone mense. En nou selfs een van die laagstes wat die Jode aanbetref het, 'n tollenaar. Tollenaars was volksverraaiers. Hulle het met die Romeinse onderdrukkers gehuil en saamgewerk en in die proses boonop op 'n oneerlike manier hulle self verryk ten koste van hulle broers en volksgenote. Alhoewel ons nie daarvan lees nie, moes hierdie keuse van Jesus aanvanklik groot ongemak onder die ander disippels veroorsaak het. Wat ons wel lees, is dat dit die Fariseërs se bloed laat kook het. Want Jesus is nie bang nie. Sy liefde vir sondaars is beslis nie net woorde en lippetaal nie. Hy volg Levi se roeping sommer dadelik op met 'n groot feesmaal in Levi se huis. En daarmee het Jesus gewys dat hy nie skaam is om saam met 'n tollenaar te kuier nie. Hy verklaar tog immers dat hy gekom het omdat die redding van verlore siele sy hoogste prioriteit was. En hy maak geen geheim daarvan nie. Sê vandag vir die Here dankie dat ek en jy ook in sy vizier was en dat hy ook na ons kant toe gekyk het toe hy kom roep het, volg my. Kom ons bid saam. Here, party van ons volg u nou al lank, ken u al lank, maar dankie dat u ons ook raak gesien het toe ons nog sondaars was. En dankie dat ons kan weet, daar is niemand wat te goed of te sleg is vir u nie. Ons is almal by u welkom. Oud en jonk, mans en vrouens en kinders, vissermanne en selfs tollenaars. Dankie dat u ons liefhet en dat u vir elkeen van ons ook hier op aarde 'n roeping het. Ons prys u daarvoor. Amen.